Goeiemôre, liewe vriende, gemeente. Geweldig opgewonde om saam met u te wees hier vanmôre. Ek besef opnuut, terwyl ek die boodskap voorberei het, wat 'n geweldige voorreg om as kind van die Here, om as geredde die voorreg te kan hê om die uitgeasemde woord van God aan 'n mens te kan bring. Voorreg. Ek wil u vra dat u werklik waar u harte sal stilmaak in hierdie tyd. Ons weet ons leef in 'n tyd waar daar baie dinge deur ons gedagtes gaan en baie vrae in ons gemoed is met die dinge wat aan die gang is in die oorloë, dinge in Suid-Afrika. En daar kan op hierdie stadium dalk baie dinge in die gemoed aan die gang wees. Maar ek wil jy regtig waar vra dat u in hierdie tydjie wat ons bymekaar is, dat u sal fokus op die woord. Dat u sal u fokus gerig sal wees op Christus en hom as gekruisigde. Aan dit wat daar in die oorlog gebeur, kan ons fisies nie veel doen nie. Ons kan daarvoor bid. Daarom is ons genoodsaak om ons oë te rig op Christus. Ek gaan u nooi, dan word ons stil voor die Here, dan bid ons dit saam. Dierbare verhoogde Here Jesus, 3-maal heilig, ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees. 'n wonderlike voorreg, Here, om in hierdie tyd voor U te kan stil word en maar net opnuut weer te kan erken dat U die ewige ek is. Ons kan angstig rondkyk, ons kan angstig dinge sien gebeur, en partymal kan die vraag opkom, waar is U in hierdie saak? Maar dan laat dit my dink aan daardie gediggie van die voetspore, wanneer ons die een ry voetspore sien, en ons sê, Here, maar waar is U? Dan sien jy, dis die een ry voetspore toe ek jou gedraai het. En dit is my gebed vir hierdie gemeente, Here, dat in hierdie tyd U vir ons regtig waar sal ontmoet. Ons sien die dinge gebeur, ons sien die verval van die mens, ons sien die verval van dinge om ons, en partymal kyk ons angstig rond. Maar dankie Here, ons weet dat as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Sal U dan nou vir ons in hierdie môre, Here, geopende oë, geopende ore gee, om te kan hoor wat U vir ons wil sê. Here, daar is geen behoefte na dit wat 'n mens te sê het nie, daar is geen behoefte na die opinies van 'n mens nie. Ons begeerte en ons verlange, Here, is om te hoor, so sê die Here. Sal U met ons spreek, Here, sal diensknegt en diensmaagd gewillig wees om te luister, maar nie net te luister nie, maar ook te doen. Maak elkeen van ons rustig en kalm, Here, sodat ons fokus kan wees op U, en op U alleen. Ons bid dit in Jesus naam, met danksegging. Vriende, ek moet bely teenoor U, dat toe ek hierdie boodskap voorberei het, en ek sal later kan maar sê wat die tema is goddelike vreugde. Toe ek hierdie boodskap voorberei het, dan besef 'n mens net, weet hoe nietige mens is, en hoe maklik aanvalle kom, en dan word daardie wat jy nou besig is om voor te berei, en besig is om van te leer, dan word dit getoets. Die van u wat die Bybel by het, wil ek u uitnooi om die Bybel oop te maak by Filippense hoofstuk 1. Filippense hoofstuk 1 in my Bybel, in die ou vertaling, in die 53 vertaling, 237. Ons gaan daar 'n paar verse saam lees, vers 1 tot en met vers 26. Paulus en Timotheus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus, wat in Filippi saam met die opsieners en diakens, genade vir julle en vrede
van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En ek bid altyd in my gebede vir julle almal met blydskap. Oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Omdat ek juis hierop vertrou, dat hy my goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig, tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeye, sowel as in die van die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie hoe ek na julle almal verlang, met innige tederheid van Jesus Christus. En dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word, in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom, te onderskei, sodat julle rein en vir almal aanstoot wees nie, tot op die dag van Christus. Vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus, tot heerlikheid en lof van God. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, en hierby kan ons natuurlik sê susters ook, né? Ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeye openbaar geword het in Christus, onder die hele keiserlike leiwag, en by al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeye vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit die naaiwer, nie met suiwer bedoeling nie, met die mening om aan my boeye verdrukking toe te voeg, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? In alle geval op allerwysheid, of dit onder die skyn of in waarheid is, word Christus verkondig, en hierin verbly ek my, en sal ek my ook verbly. Want ek weet dat dit deur julle gebed en julle ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek, volgens my reikhalsende verwagting, en hoop dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe, of deur die dood is. En nou hier die besonderse woorde. Want vir my is die lewe Christus, en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. Want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees. Want dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. En dit vertrou en vergeet, en dit vertrou en weet ek, dat ek sal bly, ja, saam met julle almal sal bly, tot julle bevordering en blydskap in die geloof. Sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid weer by julle. Ek wil vir voorhou teksvers, ons teks van herdenking, versie 3 en vers 4. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap. En soos ek gesê het, vriende, my tema is goddelike vreugde of dan goddelike blydskap.
Daar was 'n man met die naam van Mark Twain gewees. En daar word geskryf van hom. Hy sê, Mark Twain was a professional humorist whose lectures and writings made people around the world laugh for a short while and forget their troubles. Yet Mark Twain himself was in private a man whose life was broken by sorrow when his beloved Jean suddenly died of an epileptic seizure. Twain, too ill to go to the funeral, said to a friend, "I've never greatly envied anyone but the dead. I envy the dead." Jy sien vriende, terwyl Mark Twain 'n lewe gelei het en bekend was, hulle sê hy was die mees humoristiese skrywer van sy tyd gewees. Terwyl hy in die tyd geleef het en mense hom geluister het, het hy vir mense die verstaat gewys dat hy 'n lewe van vreugde, hy het 'n lewe van blydskap. Maar toe sy dogter sterf, toe is al die vreugde weg. Soveel so dat hy verlang na die dooie. Vriende, die teendeel is waar van ons dierbare Here Jesus Christus. Terwyl hy geweet het dat smarte en lyding vir hom voorlê, was sy lewe gevul met vreugde. Vreugde wat nie deur die wêreld aan hom gebied kon geword het nie, maar vreugde wat deur die Vader alleen vir hom kon gegee gewees het. Luister wat sê Jesaja 53 vers 3. Hy sê, hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Maar ten spyte van dit wat vir hom voorgelê het, het hy vreugde gehad. Ten spyte van die feit dat hy weet dat hy in die tyd van Getsemane bloed sou gesweet het vir wat vir hom voorlê, het hy vreugde gehad. Johannes 15:11 sê, en dit is wat dit merkwaardig maak van die Here Jesus wat ons aanbid. Aan die een kant het jy 'n man wat deur mense geken is as iemand wat vreugde het, maar toe die kruks, soos die Engels sê, die teer slaan, dis daai vreugde weg. Maar luister wat sê Johannes 15:11. Dit het ek vir julle gesê, en Jesus aan die woord hierso. Dit het ek vir julle gesê dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Jy sien vriende, alleen ware vreugde beleef, jy sal dit beleef alleen as jy jou vertrou 100% in Jesus plaas. Nêrens anders nie. Dan kan jy soos die psalmdigter in Psalm 16 vers 11 sê, U sal my pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor die aangesig, lieflikheid in die regterhand vir ewig. Maar die hartseer van die saak is, vriende, dat die meeste Christen, en ek wil die ongeredde nie daarby uitsluit nie, die meeste mens maak nie gebruik van hierdie bron van vreugde nie. Dis die hartseer saak, is dat dit is vrylik beskikbaar. Daar hoef niks daarvoor gedoen te word nie, maar dit word nie gevat nie. Die probleem is, omdat dit nie gevat word nie, in plaas van om 'n lewe van genade en vrede en vreugde te lewe, word mense se lewens geken van donderstorms, teneergedruktheid, swaarmoedigheid. Maar nou moet ons self die vraag vra, wat is dit wat in jou en my lewe ons vreugde steel? Daar's dinge in ons lewens, en u kan nou daar stil sit daar in die stoel, vergeet van die mense om jou, kyk na jouself. Wat is daar in jou lewe vandag, wat maak dat jou vreugde gesteel word? Jou vreugde wat verniet in Christus Jesus vir jou aangebied word. Die antwoord kry ons hierso in Filippense, terwyl Paulus in Rome was in die tronk, en
uit die gemeente van Filippi gestig het met sy tweede sendingreis, kom Paulus en hy sê, Paulus is hier in die tronk en hy wil vir ons kan ek die woord, die resep gee van hoe om goddelike vreugde te kry. So wat hierdie brief so merkwaardig maak, is dat wanneer ons kyk na die omstandighede van Paulus, waarin hy homself beleef het, dat van 'n menslike oogpunt af sou mens gesê het, daar is geen rede vir vreugde nie. Hy sit in die tronk, terwyl hy die werk van die Here doen, en hy is onskuldig daar. Is dit nie bekend nie? Die perend van ons dierbare Here Jesus. Maar vriende, wanneer u Filippense gaan lees, 4 kort hoofstukkies, ek wil u tog aanmoedig, gaan lees dit, gaan doen 'n selfstudie. Dis 'n wonderlike boek. Ek lees van 15 maal, waar die apostel Paulus hier sê, wees bly, verbly jouself. 15 maal. Is dit toevallig? Nee. Hoe is dit moontlik dat 'n man wat in die tronk sit, wat in boeye is, wat gehaat is deur die mense van sy tyd, hoe is dit moontlik? Dan 15 maal in Filippense vir ons sê, wees bly. Verbly jouself. Vir ons om ware vreugde te beleef in hierdie krom en verdraaide wêreld, moet ons identifiseer wat steel ons vreugde. Ons moet. Die eerste punt, daar's 4 kort gedagtes wat ek wil bystaan, van wat dit vir ons steel, en wat nodig is, en dan 4 kort gedagtes, van wat nodig is om goddelike vreugde te kry. Die eerste een wat ons by stil wil staan, is omstandighede. Almal van ons sal saamstem, dat wanneer dit goed gaan met ons, dan is die lewe 'n lied. Né? Wanneer dit goed gaan, daar's nie siekte nie, dit gaan goed by die werk, daar's nie probleme met kollegas nie, ons het geldjies om kosie so goed te kan koop, jy weet, dan is die lewe 'n lied. Maar ons weet ook dat omstandighede verander. Ons weet ook dat nie een van ons sy omstandighede, sy goeie omstandighede, is elke dag dieselfde nie. Ons weet dit. En dit maak dat ons lewens dan soos 'n bootjie op die water is. Dan wanneer dit goed gaan, ons is op die golf, ons is op die kruin. Wanneer dit sleg gaan, ons is onder in die dal. Jy sien, van die ware vreugde is nie gebaseer op hoe my omstandighede my laat voel nie. Nee. Ware vreugde is gebaseer op hoe my omstandighede van wat ek weet en van wat ek glo. Luister wat Jakobus 1 vers 2 tot 4. Hy sê: Ag dit louter vreugde my broeders, baie bekende versie. Ag dit louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. En dan die wonderlike woorde. Hy sê, maar die lydsaamheid moet tot alle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Wonderlike teksvers. Dink bietjie daaraan. As jy na omstandighede kyk, wat het jy regtig beheer oor? Ons het die laaste ruk geweldig baie reën gehad. Het jy enige beheer oor die weer? Jy wil die Saterdag het jy gereël, mense gaan kom kuier, ons gaan lekker braai hê, ons gaan buite sit, ons gaan lekker gesellig wees, dan reën dit kat en honde. Wat se beheer het jy daaroor? En dit het 'n vermoë om dan jou vreugde te steel. Moeilike kollegas by die werk. Ons almal vir ons, as nou jy sit, kan ons dink, daai persoon of daai persoon. Kollegas by die werk. Hoe duur het die lewe geword? Die salaris wat ek verdien, die verhoging wat ek gekry het, gaan nie kan bybring dit wat die koste van die lewe is nie. En jy kan verskeie dinge daarby sit. Wat se beheer het jy daaroor?
Wat se beheer het jy oor daardie omstandighede? Die persoon wat sy vreugde gaan baseer op ideale omstandighede gaan baie beperkte vreugde hê. Hoor jy dit? Liewe mense, as jy vandag hier sit en jou vreugde is gebaseer op wat jou omstandighede is, sal jou vreugde beperk wees. Jy sal meer in die dal wees as wat jy op die kruin sal wees. As Paulus se vreugde gebaseer was op ideale omstandighede, sou hy definitief nie 15 maal vir ons gesê het, wees bly, of verbly jouself nie. So omstandighede kan definitief jou vreugde steel. Die tweede punt is, mense, jy weet mense en hulle dinge. En almal van ons is daar mense wat een of ander rol, in 'n minder of dalk 'n meerdere manier in ons lewens speel. Partymal is dit goeie rol wat daar gespeel word, en partymal is dit nie so goeie rol wat daar gespeel word nie. Maar as mense, en hierdie mense kan 'n invloed hê op jou lewe. Ons moet verstaan, vriende, dat God, wanneer jy gered is, of selfs in jou ongeredde toestand, is jy nie daar geplaas om afgesonder te lewe nie. God het jou in hierdie wêreld geplaas. En omdat jy in hierdie wêreld is, sal jy met mense te doen kry. Maar die vraag is, gaan mense die oorsaak wees dat jou vreugde gesteel word? Ons moet besef dat ons is die lig van hierdie wêreld. En die lig van die wêreld kan nie onder maat immer geplaas word nie. Jy kan nie, as jy sê dat jy lig is, en dat jy gebring is vanaf die duisternis na die lig, weggesteek word onder maat immer, en geen impak in die wêreld hê nie. Mense kan jou vreugde steel. Hoor wat sê Paulus in Filippense 1 vers 12 tot 14. En hierdie praat van toe Paulus in sy boeye was, en dat die gedagte gaan daaroor dat mense het hom die kwaad aangedoen en hom in die tronk gesit. Maar hoor die Engelse gebruik die woord, die positive spin, die positiewe gedeelte daarvan. Hoor dit sê dit, vers 12. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het. Sodat my boeye geopenbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike leiwag en by al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeye vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Ons moet besef, ek en u is die boek. Ek praat nou met kind van God. Ek en u is die boek wat hierdie wêreld lees. En wat gaan hy lees? Wat gaan hy lees? Die derde gedagte is dinge of goed. Om 'n platvloers dinge of goed. In die tyd wat ons lewe is dit so duidelik dat mens onvergenoegd is. Jy weet, daar's 'n lese in die wêreld deesdae wat sê meer is beter. Is dit nie so nie? Kyk maar om u. En daardeur sê ek nie dat die wat deur die Here geseën is finansiëel en deur die Here geseën is materieel, daardeur sê ek nie dat dit verkeerd is nie. Maar dit is 'n probleem wanneer die dinge jou van die Here afweghou. Dis 'n probleem wanneer die dinge of goed die rede is dat jy nie 100% toegewyd kan wees aan die Here nie. En dit sal tot gevolg hê dat jou vreugde gesteel sal word. Abraham Lincoln, jy almal ken hom, president van Amerika gewees op 'n stadium. Hulle sê hy het 2 seuns gehad en hulle het eendag gestap. Maar hierdie 2 mannetjies, hulle was geweldig omgekrap gewees. Hulle het mekaar beklei, geskree en gehuil, baie ongelukkig gewees. 'n Vriend van Abraham Lincoln kom toe na hom toe en sê van, hoorie, wat gaan aan met hierdie 2 seuns van jou? Hoekom is hulle so ongelukkig? En hoor die woorde wat hy sê, dieselfde ding wat fout is
met die hele wêreld. Hy sê, hy het 3 neute en al 2 seuns wil 2 hê. Verstaan jy die konsep? Daar's 3 neute, al 2 seuns wil 2. Een is nie genoeg nie. Een is nie genoeg nie. Maar die Here waarsku ons, Lukas 12 vers 15, hy sê, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Liewe mense, jou oorvloed kan nie bepaal word deur jou besittings nie. Ek wil 'n illustrasie doen. En van julle het dalk al hierdie illustrasie gesien of gelees op 'n stadium, maar terwyl van u wat al gesien het, verdra my, en die van die wat dit nie gesien of gehoor het nie, hier is hy. Dit gaan so. Daar was 'n man, noem hom Gertjie. En hy het 'n gesonde, fris, sterk jong man. En hy het 'n paar nuwe tekkies gehad. Wat sê die Afrikaanse woord? Seilskoene. En terwyl hy hierdie nuwe seilskoene het, draf hy, en hy is opgewonde, en hy hardloop, en hy het hierdie skoene, maar hy word moeg. Terwyl hy moeg word, sien hy 'n persoon ry verby met 'n fiets. En ek dink myself, as ek daai fiets gehad het, kan ek vinnig by my eindbestemming kom. En hy gaan en hy kry vir hom 'n fiets. En terwyl hy hierdie fiets het met sy nuwe seilskoene, trap hy. Maar jy weet ook daar, dit is manual, jy moet maar die energie insit. En terwyl hy so trap en hy is op pad na sy eindbestemming, kom 'n ou met 'n motorfiets verby. Harley, groot, lekker Harley Davidson. En hy dink by homself, ja, weet jy, ek kry nou swaar met hierdie fiets, ek hou van hierdie fiets, maar hierdie Harley Davidson is eintlik vir my, hy's eintlik 'n nommerpas vir my. En hy gaan en hy kry vir hom 'n Harley Davidson, en werk so, hy kry vir hom 'n Harley Davidson. Terwyl hy met hierdie Harley Davidson ry, en die wind is in sy hare, en terwyl hy ry, kom daar 'n storm. En hy's papnat. En midde wat hy ry, sien hy kom 'n ou met 'n 4x4 verby. En homself, ja, daai 4x4 is nou, dit sal nou wonderlik wees, ek kan nog my eindbestemming bereik, en ek sal nie nat word nie. En terwyl hy met die 4x4 ry, sien hy daar kom 'n ou met 'n helikopter verby. Verstaan jy die konsep? Dis die mens van ons tyd. Wanneer is dit genoeg? Ek sê dikwels vir my mense by die werk, as dit geld, finansies, die tye wat ons wil leef, is almal se finansies maar kort. Ek sê dikwels vir hulle, as geld die rede gaan wees, of geld jou motivering gaan wees, om jou werk te doen, gaan jy nooit gemotiveerd wees nie, want dit gaan nooit genoeg wees nie. So, dinge of goed. Die realiteit is dat dinge of goed jou vreugde sal steel, as dit bepalend is van jou vreugde. Die 4de een, en hier is die grootste dief van hulle almal, bekommernis. Bekommernis. Engels gebruik die woord worry. Ek hou daarvan om die woord worry te gebruik. Want dit beskryf dit net soveel beter. Dink maar hoeveel keer in jou eie lewe bekommernis die vreugde gesteel het. Geweldig. Ek onthou daar was 'n oom in ons vorige gemeentes. Hy het homself bekommer om maar niks was om oor te bekommer nie. Regtig. En hy was bekend daarvan gewees. Sy vrou het vir ons vertel, en dan skud ons net ons kop. Self bekommerd om maar niks was om oor te bekommer. Maar vriende, die hartseer ding is, ek het 'n artikel gelees, en die artikel sê, die slim ouens met die wit jasse en die dik brille, hulle sê, 80% van die goed waaroor jy jouself bekommer, gebeur nooit nie. 80%. So wat is die doel van dit? Kan vir God, wat se invloed sal worry of bekommernis in jou lewe hê? Luister. Bekommernis sal die woord van God verstik. Hoor wat sê Matteus 13:22. En by wie die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar.
Maar nie net verstik uit die woord nie, dit wek ook ongeloof. Een baie bekende gedeelte in Matteus 6 vers 25, waar die Here praat van, wat sal die volkies eet, of wat sal jy aantrek, jy kan het gerees, laat ek vir u lees. Matteus 6, 25, 32. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor jou lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor jou liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, en hulle maai nie, hulle bring nie by mekaar in skure nie, en tog voed hulle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle deur om te kwel, een el by sy lente voeg? Of wat kwel julle oor jul klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hoe hulle arbei en nie spin nie. En ek sê vir julle self Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed wees soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir julle kleingelowiges? Daarom moet julle nie kwel nie. Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene, maar julle hemelse Vader sal julle al hierdie dinge gee. Vanneer as daar nou iemand is wat homself kon doodbekommer in die lewe, dan was dit Paulus gewees. Met dit wat met Paulus gebeur het, kon sy fokus heeltemal weggedraai gewees het. En hy kon homself so bekommer het, dat sy fokus van Christus weggeneem gewees het. Maar hy het nie. Sy fokus was Christus. So wat nou? Ons sien daar is diewe wat die rede is, hoekom ek en u ons vreugde verloor. Wat nou? Wat is die antwoord om te verhinder dat ek en u ons vreugde verloor? Die eerste punt, en definitief die belangrikste punt, is jy gered. Maak seker dat jy gered is. Is dit toevallig dat Paulus begin in Filippense 1 vers 1, hy praat van aan al die heiliges in Christus. Al die heiliges in Christus. En daardie heiliges wat daarvan gepraat word, is gepraat van hulle wat afgesonder is. Afgesonder is vir Christus deur die wedergeboorte. Dis wat hy daarvoor praat. Kyk bietjie, en dan moet jy self die vraag vra, is dit toevallig dat Paulus hier vir ons, by elke eerste vers, van al 4 hoofstukke vir ons sê, of in Christus, of in die Here. Hy sê, Filippense 1, Paulus en Timotheus, 1 vers 1, Paulus en Timotheus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus. Al praat hy van mense wat gered is. Hoofstuk 2, vers 1. As daar dan enige troos in Christus is, praat hy van gereddes. Die vereiste is redding. Vers 3, hoofstuk 3, vers 1. Verder, my broeders, verbly julle in die Here. Selfde gedagte. Ons vreugde is in die Here. Waar gaan jy vreugde kry? Deur wedergeboorte. Hoofstuk 4. Daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here. So jy kan duidelik sien dat Paulus het 'n sentrale gedagte hierso. Die sentrale gedagte is, jy moet gered wees. Liewe mens, u wat vanmôre hier sit, u ken jouself. U ken jouself. Is u gered? Of gaan u eendag sê, gaan weg? Ek het jou nooit geken nie. Maar die vraag wat ons dan vir onsself kan vra is, hoe word ek gered? Hoe word ek gered?
En daar is 'n besonderse gedeelte vir ons opgeteken in Handelinge 16. Handelinge 16 vers 16 tot 40. Ek gaan dit nie vir u lees nie, ek gaan dit kort beskryf. Daar was 'n slavin gewees, Paulus en Silas was in Thyatira gewees en daar was 'n slavin gewees. Maar die slavin het 'n waarsêende gees gehad. So sy het vir haar meesters, het sy baie geld ingewin deur die waarsêery wat sy kon gedoen het. En sy het voortdurend, aanhoudend agter Paulus en Silas aangeloop en gesê, man van God, man van God, man van God. En Paulus onder leiding van die Heilige Gees het gewis geword dat daar 'n waarsêende gees is en hulle om na haar en dryf die waarsêende gees uit. Maar jy kan nou vir jouself indink, die meesters was kwaad gewees, want hulle golden goose was nie meer daar gewees nie. Die een wat vir hulle winste ingebring het, was nou nie meer daar nie. Hulle het toe gegaan en Paulus en Silas oorgegee aan die owerhede. Hulle is in die tronk gewerp en die woord sê, nadat hulle baie geslaan was, is hulle in boeye gewerp. Maar soos die Here dit wou gehad het omtrent middernag, toe Paulus en Silas besig was om lofliedere te sing en die Here te aanbid, kom daar 'n geweldige aardbewing. En die aardbewing skud die deure oop en die boeye val van hulle hande af. En die wag op daardie stadium was aan die slaap gewees. En toe hy wakker word en die deure oop sien, want in daai dae die straf vir as jy slaap as 'n Romeinse soldaat was die dood gewees. En toe hy die deure oop sien, trek hy sy swaard en hy wou sy eie lewe neem. Maar Paulus hulle skree, moenie, ons is nog hier binnekant. En die man het ingegaan en hy voor hulle voete gaan neerval. En hy het hierdie vraag gevra, en u wat vandag hier sit, wat nie gered is nie. Dit is die belangrikste vraag wat jy in jou lewe kan vra. Hy vra vir hulle, wat moet ek doen? Vers 30, 16 vers 30. Wat moet ek doen om gered te word? Is 'n eenvoudige vraag, maar is 'n vraag wat 'n lewensveranderde impak in hierdie man se lewe gehad het. Hulle sê, glo in die Here Jesus Christus en jy gaan miskien gered word. Jy en jou huisgesin. Is dit reg so? Nee. Jy sal gered word. Daar's nie 'n vraagteken omtrent nie. Dis 'n belofte. Daarom sê Efesiërs 2 vers 8 vir ons, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dis die gawe van God, nie die werke nie, sodat niemand niemand mag roem nie. So vriende, redding is die vereiste van ware goddelike vreugde. Dit begin by redding. Die tweede punt is, na redding moet jy sensitief wees vir sonde. Jy moet sensitief wees vir sonde. In die tyd wat ons lewe is mense baie selfregverdigend oor hul eie lewens. En weer eens wil ek vra, kyk na jouself. Geef vir die persoon agter jou, langs jou, kyk na jouself. Wys die vinger na jouself. U ken jou eie lewe. Kom ons maak sommetjies. Sê jy doen 3 sondes 'n dag. En u weet, almal van ons, ek ken my eie lewe, doen baie meer as dit. Daar's meer as 3 taksies wat voor my inry op 'n dag. Ons doen 3 sondes 'n dag. Jy doen 'n nalaatsonde. Jy bid nie. Jy doen 'n daadsonde. Jy vat iets wat in jou woord nie. Jy doen 'n gedagtesonde. Jy verwens daai taxi-drywer. Doen 'n bietjie sommetjies per maand, per jaar. Oor 'n jaar het jy meer as 1000 sondes gedoen. Meer as 1000. Daarom is dit belangrik vir u as kind van God, dat wanneer die Here jou siel uit genade uit red, dat jy sensitief sal wees vir sondes. Daardeur sê ek nie, dat om elke hoek en draai moet jy gaan soek vir sondes nie.
Want ongelukkig is dit so, dat mense maak sonde van dinge wat nie sonde is nie. Gebaseer op die waarheid van die woord, wat is sonde? En dat wanneer die Here, onder leiding van die Heilige Gees, want dit is so, u weet, dat wanneer 'n persoon tot wedergeboorte kom, gered word, kom woon die Gees van God in ons. En wat doen hy? Hy oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel. Sodat wanneer u gered is, kind van God, wanneer die Here sonde aan jou openbaar, het jy die verantwoordelikheid om die sonde te bely en te laat staan. Daarom sê ek vir u, dit is van kardinale belang dat u sal versigtig wees, sensitief wees vir sonde. In die oggend wanneer jy jou stoltheid uithou, en dit is gereeld my gebed, Here, plaas 'n wag voor my mond, voor my oë, voor my hart. Maar soos jy ook weet, mense hou nie daarvan ons moet praat wat sonde nie. Want ons moet mense ons laat goed voel. Hulle moet ons goed voel. Nou ek weet nie van u nie, in my binneste is daar 'n kriweling, wanneer mense sê, jy moet nie van sonde praat nie, jy moet hom eerder goed voel, jy breek sy selfbeeld af, jy weet, hy's gekrenk vir die res van sy lewe. Ek sal eerder die sonde aanspreek, en dit lei tot redding, as wat ek hom sal paai, en dit lei tot die hel. Ons moet versigtig wees, en sensitief wees vir sonde. Dis soos daardie oomie wat homself bekommer oor niks. Terwyl die Here ons baie duidelik sê, Matteus 6:24 tot 34, dat ons self nie moet bekommer om mekaar nie. Baie duidelik. Die derde gedagte is, ons moet gee daagliks jou gedagtes en gemoed aan die Here Jesus. Wat bedoel ek daarby? Daar's 4 kort onderpunte hierso. Ons moet enkelhartig wees. Engelse gebruik die woord single-minded. Single-minded wees. Daarom waarsku Jakobus 1:8 vir ons, hy sê, so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Die Here waarsku ons, as ons nie enkelhartig, single-minded is nie, gaan ons 2 Here dien. As ons enkel-mindedness ons nie dryf na Christus nie, en as Christus nie daardie enkel-minded is, single-minded is nie, gaan ons 2 Here dien. Dis hoekom Paulus in Filippense 1:21, want hy was enkelhartig gewees. Dis hoekom hy kon gesê het, vir my is die lewe Christus, en die sterwe wins. Want sy fokus was nie gewees op dit wat mense, omstandighede, bekommernis was nie. Sy fokus was gerig gewees op Christus. Die tweede onderpunt, ons moet ons daaglikse lewe in oorgawe lei. Wanneer God ons siel uit genade red, het ons nie gered om die hel vry te spring nie. Net om die hel vry te spring nie, maar om diensbaar aan hom en ons medemens te wees. Kind van God, die oomblik die Here jou siel uit genade gered het, gaan dit nie meer oor jou nie. Hoekom dink jy is die 10 gebooie geskryf soos dit geskryf is? Die eerste gedeelte gaan oor ons verhouding met God. En die tweede gedeelte gaan oor ons verhouding met die mens. Nêrens daar lees ons dat dit gaan oor my nie. God sentraal en daaraan gelyk die mens. Ons verhouding met die mens, hoe ons teenoor die mens optree, hoe ons diensbaar is. Lukas 14:11 sê, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En wat homself verneder, sal verhoog word. God en ons medemens moet meer word, en ons minder. Die eie ek moet van die troon afklim. God moet weer sy regmatige plek op die troon kry, sodat hy ons kan rig tot goddelike vreugde om hom te vereer. Die derde onderpunt,
ewigheidsdenke. As ons daaglikse fokus op dinge is, dan sal ons nooit aanhoudende, blywende vreugde hê nie. Maar dit sal eerder lei tot trane en verderf. Luister 'n bietjie, Filippense 3:8-19. Want baie van wie julle dit dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, hulle eer is in hulle skande, hulle beding aardse dinge. As kind van God is ons rentmeesters op hierdie aarde. En dit is dit ons eindbestemming, die hemel, nie hier nie. Filippense 3:20 sê vir ons, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here, Jesus Christus. Ons sien goddelike vreugde sal afhang van waar jou gedagtes gerig is. As jou gedagtes gerig is van ek lewe hier en vir nou, en jou gedagtes is nie gerig op wat voor lê nie, op wie God die Vader is, wie die Seun is, wie die Heilige Gees is, die werk wat in ons lewens gedoen is, waar ons eindbestemming gaan wees nie. As jou fokus nie daar gaan wees nie, dan sal jy nie goddelike vreugde hê nie. Maar die teendeel is waar. As jou fokus daar is, sal jou vreugde in God gevestig wees. Ek weet nie van u nie. Ek kies die ewigheid saam met God. En jy? Waar kies jy? Die 4de onderpunt. God gewerkte sekerheid of 'n vaste gemoed. Omdat ons so maklik onsself bekommer, het ons iets nodig om ons harte en ons gemoed te bewaar. Luister wat sê Paulus in Filippense 4:7. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dit is nie wonderlik nie. Geen bank kan vir jou daai sekuriteit gee nie. Geen polis of assuransie kan vir jou daai sekuriteit gee nie. Wil jy 'n vaste gemoed in jou lewe hê, sonder om jou te bekommer? Luister, Paulus gee vir ons die resep. Onder leiding van die Heilige Gees is daar 3 puntjies wat Paulus hier noem. Hy sê, beoefen die korrekte gebed, Filippense 4:6-7. Hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegginge bekend word by God. Oefen die korrekte gebed. Dan gaan hy verder, hy sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus. En dan sê hy ook, in vers 8, hy sê, bedink dit wat reg is. Verder broers, vers 8, verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof ook daar mag wees, bedink dit. Dan vers 9, hy sê, leef volgens die voorskrifte van die Bybel. Hy sê, en wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Wonderlik. Wonderlik, vriende. Joe, gaan dit maak. Die laaste punt. Soek geleenthede om julle gedagtes hemelswaarts te rig. Maar ek en u moenie onsself kil om te dink dat as kind van God gaan daar gaan nie toetsie wees nie. Daar gaan nie uitdagings wees nie. Maar vriende, 'n goeie krisis, jy moenie die waarde van daardie krisis mis nie. Toetse is jou vriend, is nie jou vyand nie. Maar die Here gaan dinge nie oor jou pad toelaat wat hy nie dink jy sal kan hanteer nie. Ek en Bernie het oor die naweek daar gepraat, hulle het in die week besluit dat ek geskuif word na 'n ander departement toe, en ek het vir my bestuurder gesê, ek is glad nie opgewonde oor hierdie skuif nie, glad nie.
Ek sien dit as hierdie berg voor my. En terwyl ek met sy praat en terwyl ek hy storie uit, kom die gedagte by my op, maar dis nie die mense wat my geskuif het nie. God het hierdie toegelaat, vir watter rede ook al. Ek weet nie wat die rede is nie, ek weet nie hoekom dit daar is nie, maar God het dit toegelaat. En dan die gedagte is, hoe gaan ek hom in daardie skuif, hoe gaan ek hom verheerlik? Hoe gaan ek uitleef dit wat hy in my lewe gedoen het, vir 'n nuwe groep mense, 'n nuwe departement? So dis 'n geleentheid wat die Here op my pad gebring het, hoe ek hierdie toets kan uitleef, om vir hulle te kan wys dat Christus is die hoeksteen. Hy is die een wat die senter van dit alles is. Wanneer omstandighede, mense, dinge en selfs bekommernis oor jou pad kom om jou vreugde te steel, en dit gaan hanteer word met 'n goddelike gesindheid, dan sal jy in staat wees om die vrug van die Gees te kan uitlewe. As God nie betrokke is nie, daar geen manier wat jy die vrug van die Gees kan uitlewe nie. Kom ons vat saam. Ons het gesê goddelike vreugde word gesteel. Ons het 4 punte geïdentifiseer. Ons het gesê omstandighede, om soos 'n bootjie heen en weer op die water geslinger word. Mense kan ons vreugde steel. Dinge, wanneer ons onvergenoegd is met dit wat ons het. En dan natuurlik bekommernis. Hoe kan ek goddelike vreugde kry? Jy moet, dis nie opsie nie, jy moet weergebore word. Jy moet sensitief vir sonde wees, dat wanneer jy sensitief vir sonde is, kan daar geestelike groei in jou lewe kom, sodat jy deur daai geestelike groei God kan verheerlik. Weet jy, daagliks jou gedagtes en gemoed aan die Here oorgee. Ons het gesien, jy moet enkelhartig wees. Ons het gesien, met daagliks jou lewe oorgee en oorgegewe lewe lei. Ons het gesien, jy moet 'n ewigheidsdenke hê. Ons is maar tydelik hier. Ons gaan ewig saam met die Here wees. Ons het gesien dat God gewerkte sekerheid, jou vaste gemoed. En dan het ons ook gesien dat ons geleenthede moet soek, dat wanneer die toetse oor ons lewens kom, hoe kan ons God daarin en daardeur verheerlik? Ek wil afsluit, vriende. Jy weet, as daar 'n nuwe rolprent uitkom, en mense het hom al gesien, en hulle begin die storie vertel, en sê, moenie maar die einde van die storie vertel nie. Jy spoil die einde, moet nie dit vir vertel nie. Hou vas, hier kom 'n spoil. Ek gaan julle vertel wat is die einde van die storie. Kind van God, op hierdie aarde sal jy stryd hê. Op hierdie aarde sal jy verloor. Maar daar gaan 'n dag kom wat ons oorwinnaars saam met Christus in die hemel gaan wees. En die wonderlikheid van die saak is dat terwyl jy as kind van God nou stryd beleef, terwyl jy nou deur omstandighede gaan, deur mense wat nie van jou hou nie, deur watter rede ook al, en jy voel jy word afgetakel en afgemat, hoor wat sê die Here vir ons. En ek sluit af met die vers. Jesaja 57 vers 15. Want so sê die hoë en verhewene, wat in die ewigheid woon. Heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek, en by die verbryselde en die nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Wonderlike belofte. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir kosbare woord, Here. Ek staan so dikwels verstom wanneer ek uit die woord uit lees, en besonder toe hierdie studie van Filippense gedoen is, en besef van mens maar net weer opnuut, Here, dat wat is die mens dat U hom dink, of die mensekind dat U hom sou besoek? Ons is so afhanklik van U. En ons weet, Here, dat ons in hierdie lewe
sal ons stryd, U het ons gewaarsku. En U was die voorbeeld, Here, dat terwyl U die ewige God is, terwyl U sonneloos volmaak is, het U die stryd beleef. En omdat U stryd beleef het, Here, is ons nie gevrywaar van daardie selfde stryd nie. Dis hoekom U ons gewaarsku het. Maar Here, met dankbaarheid en met blydskap kan ons U nader in die wete dat sou ons vir 'n tydjie onder verdrukking ly. Met U, Here, is ons meer as oorwinnaars. Met U kan ons oor 'n muur spring en 'n bende storm loop. Want as U vir ons is, Vader, wie kan teen ons wees? Maar besef ons ook, Here, dat as kind van God het ons 'n geweldige verantwoordelikheid. U het ons nie net gered om die kerkbanke warm te sit nie. U het ons nie net gered om die boodskap vir onsself te hou en so versadig te word dat ons nie kan loop nie. U het vir ons gered sodat ons instrument in die magtige hand kan wees. Soos Jan tereg gesê het, Here, sodat ons kan uitgaan en die geseënde saad wat gesaai kan word, sodat U daardeur verheerlik kan word, sodat dit kan vrug dra, veel, Here, tot verheerliking van U naam. Dankie, Here, vir hierdie samesyn. Ons wil bid dat elke hoorder werklik waar hierdie boodskap te harte sal neem. Sal besef dat onder leiding van die Heilige Gees Paulus ons wil aanmoedig om in hierdie krom en verdraaide geslag 'n lewe te lei van blydskap en God verheerliking. Dankie, Here. U kry al die eer en die word daardeur verheerlik. In Jesus naam. Amen.